Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Jy weet die wêreld is soms loud. Almal praat en almal het 'n opinie en sosiale media en die televisie en die nuus skree en baie dinge maak ons ongelooflik bang. En ergens tussen al daardie geraas sit ek en jy en wonder en sê, Here, wat sê U? Wat is reg en wat moet ek doen? Ons maak dit partykeer so ingewikkeld. Ons dink God se stem moet soos 'n donderweer of 'n brandende braambos wees of groot openbaring of iets bonatuurlik dramaties om vir my en jou te wys wanneer ons byvoorbeeld 'n besluit moet neem of ons aksies moet rig van wat ons moet doen. Maar dan kom Jakobus en hy maak dit amper ongemaklik eenvoudig in die Bybel, veral as dit kom by besluite. En hy sê die wysheid wat van bo kom werk so. En dan gee hy vir ons 'n lys, nie 'n raaisel nie, nie 'n geheim nie, 'n lysie. En vandag wil ek so klein bietjie dit vir jou afbreek in taal wat ons verstaan. Hy sê enige besluit of enige ding wat ons wil doen, is die wysheid rondom dit gaan oor die volgende. Dit begin by 1, skoon bedoelings, waar ek niks wegsteek nie, geen agendas agteraf het rondom wat ek wil doen nie. Die tweede een is, bring dit vrede. Dit los nie chaos agter nie, dit maak dinge heel. En die volgende een is dit sag en vriendelik, nie rof hard of veroordelend nie. Die volgende een is dit oop en leerbaar, nie hardkoppig of ek weet alles of my ego word gedien daardeur. Die volgende vraag is dit gevul met deernis? Voel jy saam met mense, jy gee om, jy wys genade? Die volgende een is, dra dit goeie vrugte, bou dit, help dit, laat dit mense om jou ook groei en jouself groei, dien dit die groter doel daar buite. Volgende vraag is dit regverdig teenoor almal? Dit speel nie gunstelinge nie, dit besluit nie ek is belangriker in my ego teenoor jou of enige iemand anders. Die volgende vraag is dit eg en opreg? Geen maskers nie, geen valsheid nie. En dis amper soos 'n geestelike checklist of 'n filter wat ek elke liewe besluit of situasie in my lewe deur kan filter. Dit word 'n kompas wat altyd noord wys. So as jy ooit wonder, is hierdie besluite van God, is hierdie pad reg, is hierdie gedagte die waarheid, dan hardloop jy jouself deur daardie paar dinge. Dan vra jy vir jouself, is dit en voldoen dit aan hierdie filters? Want jy sien, God se wysheid het 'n vibe, dit dra 'n energie, dit voel anders. Dis nie gejaag nie, dit word nie afgedwing op jou nie, dit manipuleer nie. Nee, dit nooi, dit kalmeer, dit bring lig. En dis waar ons baie keer mis. Ons soek God buite onsself, terwyl hy klaar binne in my en jou fluister en klaar hierdie dinge binne in ons geplaas het. Daardie stil stem, daardie gevoel van vrede binne in jou, daardie sagte oortuiging wat sê, ja, hierdie is reg. Maar ons ignoreer dit, want dit is nie flashy genoeg nie. Ons soek die spektakel, maar God gee eenvoud. Ons wil ingewikkeld hê, maar God gee waarheid wat jy kan leef. Dis amper soos 'n mantra vir jou lewe. As dit nie vrede bring nie, los dit. As dit nie liefde dra nie, bevraagteken dit. As dit nie eg is nie, loop weg van dit af. Want God se wysheid hoef jy nie te chase nie. Jy hoef nie ure te soek en te wonder of jy dit gemis het dalk nie. Dis daar, elke liewe besluit, elke liewe gesprek en elke liewe reaksie. Die vraag is nie of God praat nie. Die vraag is ek en jy bereid om te luister wat reeds duidelik vir ons uitgestippel word? En dalk is die grootste geestelike volwassenheid nie om meer te weet nie, maar om eenvoudiger te begin leef wat jy reeds weet en dinge wat reeds in die Bybel vir my en jou as resepies is wat ons baie maklik kan volg, wat my en jou lewe volmaak en fantasties en uitbundig en ekstaties kan maak. So ek groet jou en ek sê ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.